Daar is hy. Op bladsy 259 in die Nuwe Testament in my Bybel, as jy agter in die Bybel gaan soek, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, die briewe, en dan kom jy by Filippense 3, en ons gaan daar in Filippense 3, gaan ons 'n paar verse saam lees. Kom ons maak ons oë net toe en vra die Here wat vir ons seën vanmôre uit sy woord uit. Here, dankie dat U so goed is vir ons. Dankie vir U woord waarop ons bou, waardeur ons glo. Here, want ons glo nie in die woord nie, ons glo in U wat in die woord verheerlik word en oor wie dit gaan. Maar die woord, U woord, is 'n onberispelike, ewige, vaste bron van kennis waarin ons kan glo. Dankie dat ons kinders kan grootmaak uit U woord en dat ons kan leef uit U woord van kleins tot ouds en weet U woord bly waar. Dankie Here vir oggend, vir hierdie pragtige oggend na die reën. Dankie vir 'n week waarin U ons geseën het met reën in die natuur ook al buite. En Here, dankie dat ons kan bid vir die plekke wat nog kort, dat U sal voorsien op die regte tyd, op die regte plek, soos U dit goed dink, want U weet die beste. Here, ek bid dat U vanmôre ook hier in die huis nou van sitplek na sitplek sal gaan en elkeen aanraak met U woord en dat U vir ons regtig seën rondom U woord om U te verheerlik. In Jesus naam. Amen. Filippense 3 en ons lees daarvan vers 10 af. Filippense 3 vers 10. Om net hier in die Bybel kry. Al wat ek wens, skryf Paulus, hy sê, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding en die dood. Ek sê nie dat ek dit al alles het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers en susters, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hier toe gekom het. En dan ons teksgedeelte, wees my navolgers, broers en susters, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal, daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee alles aan hom self onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander, om soos sy verheerlikte liggaam te wees. Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Tot sover. Mag die Here ons seën uit hierdie gedeelte van sy woord uit. Vers 17 tot 20 staan daar, wees my navolgers, ek lees dit weer, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal, daar's baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe, die verderf is hulle einde, die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waarop ons ook die Here Jesus Christus verwag. En as ek dit nou nog korter kan maak, hierdie 2 versies, wees my navolgers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. En dan ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook deur Jesus Christus as verlosser verwag. Ons tema vanoggend is 2 woorde, navolgers van Christus, maar saam met dit dan aan die ander kant die woorde, ons is burgers van die koninkryk van God. Wanneer Paulus hierdie brief skryf, dan sit hy in die tronk in Rome. En dan skryf hy hierdie brief vir die gemeente in Filippi. Filippi is 'n gedeelte, deesdae kan ons sê in die noorde van Griekeland, so teen Turkye. Dis waar Filippi lê, wat hy die Filippense brief voorskryf. In Paulus se hele lewe, in sy bediening, het hy nooit iets geskryf so mooi soos Filippense brief nie. Mens kry regtig die indruk dat hy
in daai gemeente baie gelukkig was. En dat dit goed gegaan het en dat dit vir hom lekker is om vir hulle te skryf hoe dat die Here vir hulle seën daar. Maar dan as hy in die tronk is, dan skryf hy daaroor en dan sê hy, daar's vyande van die kruis. Daar's mense wat teen Jesus optree en hulle weet dit nie eers altyd dat hulle vyande van die kruis is nie. En die rede daarvoor is, oral hoor hulle van mense wat wil teruggaan na die Ou Testament. Interessant, in ons tyd is dit weer so al vermode. Mense hoor mense wat sê, nee, ek is nou 'n messiaanse Christen. Nou, ek wil dit sommer nou net reguit sê, daar bestaan nie so iets nie. Messiaanse Christene, dan gaan hulle terug na die Ou Testament, en hulle wil al hoe meer Ou Testamentiese gebruike, want die Here het ons hierdie gebruike ingestel. Broers en susters, die Ou Testament wys op Jesus Christus in die Nuwe Testament. Ons is Christene, en ons leef in die Nuwe Testament vanuit die Ou Testament. En ons gebruik die Ou Testament wat profeties wys op die Nuwe Testament, maar ons is Nuwe Testamentiese Christene. Ek het dit al so baie keer gesê, as jy ooit sê die kruis maar of plus, dan vat jy alles weg. As jy ooit sê Jesus het vir my gesterf, maar dan vat jy dit weg. Daar's nie 'n plus by Christus se sterwe nie. Daar's nie 'n plus by die kruis nie. By die kruis van Jesus Christus kry ons die volle verlossing en by Jesus kry ek my saligheid. En ek het nie nodig om enigiets anders saam met te doen nie. En daarom skryf hy, hulle maag is hulle God. En baie mense het al gewonder wat bedoel hy daarmee. Maar waarskynlik dink ek die beste verklaring moontlik is dat hulle weer wil teruggaan na Ou Testamentiese gebruike toe om te sê, maar die Here het ons mooi gesê hier, ons mag nie dit eet nie, ons mag nie so eet nie, ons mag nie hierdie goed saam eet nie ensovoorts. Asof jou maag vir jou voorskryf hoe jy moet lewe. En dit terwyl in die Nuwe Testament Jesus kom en sê, julle is vrygemaak. En jy kan eet en jy kan drink as dit tot eer van die Here is. En jy kan hierdie en daai kos saam gebruik, jy hoef nie so te leef nie. Jy kan voluit leef, die Here het jou vrygemaak om te lewe in hierdie lewe. En daarom het hy hierdie woorde gebruik. Daarteenoor sê hy, maar ons is anders, ons is navolgers van Christus. Ons staan by Jesus Christus en net hy. En ons volg Jesus met ons hele lewe. En dis waaroor dit vanoggend gaan in hierdie diens. Navolgers van Christus. Nou wil ek graag 3 voorbeelde vanoggend gebruik as 'n inleiding vir die preek. 2 voorbeelde wat ek lank terug al een keer gebruik het wat ek gelees het. En die eerste een is oor die olifante. In Pilanesberg Wildreservaat het hulle op 'n stadium was daar te veel olifante. En toe skiet hulle van die ou bulle uit en hulle verskuif van hulle na ander plekke toe waar hulle meer kan wees. En maak hulle so minder. En toe gebeur daar 'n interessante ding in Pilanesberg en dit is dat die bulle, die jong bulle het begin om die renosters dood te maak. En hulle het vreeslik beklei. Toe besluit hulle moet baie van hierdie jong bulle dan ook uitskiet. Maar toe kom een veldwagter wat 'n bietjie meer verstand het en hy sê nee, ons het hier ingemeng, wat het ons gedoen? Ons het die ou bulle uitgeskiet. En toe sê hy, hierdie jong olifante het nie meer 'n voorbeeld nie. En hulle olifante leef van kleins af met 'n voorbeeld, wys vir my, en dan volg ek. En toe bring hulle ou bulle terug in Pilanesberg in, en toe is daar vrede. Toe is die olifante weer reg, en hulle doen wat reg is. Navolgers volg 'n voorbeeld, en dit wys die olifante vir ons. 'n tweede voorbeeld wat ek wil gebruik is die van 'n aflosstokkie. Ek weet nie van julle weet nie dat in 2008 se Olimpiese spele was Amerika se mans- en damesspan loshande die gunstelinge. Daar was nie 'n manier dat enige ander span hulle kan wen nie. Want in die mans se 4 wat gehardloop is 3 wêreldrekords en in die vrouens die 3 vinnigste vrouens in die wêreld was ook wat in die 100 gehardloop het was in die aflos. En een van die grootste dinge wat toe gebeur het, wat interessant is dat hulle mans en hulle dames aflosspan is gediskwalifiseer omdat albei van hulle het die stokkie laat val. En dit is ook deel van hierdie proses volg. En daarom wil ek vanmôre sê, dit maak nie saak hoe goeie pa en hoe goeie ma en hoe ryk en hoe geleerd en waar jy bly en wie jy is. Dit beteken absoluut niks nie, as jy nie die geloofstokkie aangee nie. As jy nie die stokkie aangee vir jou kinders nie, dan het jou lewe geen sin nie. Geen sin nie, en ek sê dit sterk.
Die sin van die lewe is om vir Christus te lewe. Christus is ons lewe, sê hy. En as ek daai lewe het, wil ek dit aangee. En watter sin het dit om te sê, ek en Elsbie is kinders van die Here, maar ons gee nie daai geloofstokkie wat ons by ons paas en maas gekry het, aan vir ons kinders nie. En ek beskou dit as die grootste erfporsie. As jy dit nie gee nie, onterf jy jou kind. Al gee jy vir jou erfkind miljoene, jy het vir hom niks gegee nie, as jy nie vir hom die stokkie gegee het nie. Dan val hy op die grond, en dis 'n verloorstryd. En die derde voorbeeld wat ek wil gebruik is die van 'n paspoort. En daarby wil ons nou vanoggend vas staan. 'n Paspoort is 'n interessante ding. Jou paspoort vertel iets van jou. Ek lees iemand skryf en sê, het iemand al 'n suspisie gekry wat jou ware nasionaliteit is, jou burgerskap in die koninkryk van God? Dis nogal interessant as 'n mense in die buiteland, as ons toer met die mense, ek het 'n vlaggie wat 'n Suid-Afrikaanse vlaggie op het. En hoe baie keer as iemand daai vlaggie sien, dan groet hulle ons en dan kom hulle, omtrent in elke stad kry ons iemand wat ons sien en wat kom groet en wat kuier. En dan as hulle kuier met ons, laas in Lucerne in Switserland, toe sê die vrou, ons is darmal anders. Ons Afrikaners is anders, dis lekker om julle hier te groet. En so sien dit oral. Die vraag is, kan mense wat met jou kuier agterkom wat jou burgerskap is? En dan bedoel ek nie van Suid-Afrika nie, maar dat jy 'n burger is van die hemel, van God se koninkryk, want dit wys uit hoe jy praat en wat jy is. Wat beteken burgerskap? 'n Paspoort sê, of 'n ID-kaart en 'n paspoort sê, ek mag hier wees. Ek het die reg van hierdie regering gekry om hier te wees. Maar wat beteken dit? Dit beteken, hier kan ek leef, hierdie waardes, hierdie houdings. Elke land het leefstyl en het waardes en het houdings, en dit verskil. Ons mense leef totaal anders as Europeërs. Ons het by geleentheid in Turkye getoer en toe probeer ons, ek onthou nog Koos Espagel, nou probeer ons met die mense op so 'n trein wat ons ry praat. Hulle kyk net so. Ons lag vir hulle kyk net so. Ons het in Frankryk op die trein gedoen, ek sê vir Elsbie, gaan hierdie ou wat glimlag hier langs my, daar's nie 'n manier nie. Ek gaan met hom praat, hy kyk net so. Onvriendelik, totdat jy hier oor Tambo afklim, en dan sit daai dametjie daar agter die toonbank en sê hallo, dan weet jy, jy's nou tuis. En met nog kougom in die mond, tydjie ook en als, maar jy's tuis. Ons mense is hartlik, ons is anders. Ons het 'n sekere leefstyl, ons het sekere waardes en ons het sekere houdings. En dit sê jou burgerskap wie jy is. Leefstyl, waardes en houdings, daai 3 goed. Hoe leef julle? En watse waardes het julle in julle huis? Byvoorbeeld, 'n waarde is rondom kerk toe gaan. Iemand sê nou vir my, maar ons het in ons huis onderhandelbares en ononderhandelbares. En een van ons ononderhandelbare dinge, en ons kinders weet dit, hulle vra nie op 'n Sondagoggend of gaan ons kerk toe nie. Dis ononderhandelbaar. Hulle vra nie of lees ons Bybel nie, dis ononderhandelbaar. Dis waardes in ons huis. Ons doen so. En houdings. Interessant, as 'n mens oor 'n grens wil gaan, dan moet jy 'n ander bridge birth certificate hê. Die goeie Afrikaanse woord eintlik wat eintlik meer sê is daai is 'n onverkorte geboortesertifikaat. As jy kinders het onder 18 wat saam met jou reis, dan moet jy 'n geboortesertifikaat hê waarop staan die pa en die ma, die pa se al sy inligting, die ma al sy inligting met haar nooiens van en die kind se inligting. En daai sertifikaat sê ons is die pa en die ma en hierdie is ons kind. En ons mag hierdie kind saam met ons vat. Ons steel nie hierdie kind nie. Dis die doel van hierdie sertifikaat. En dan mag jy deur die grens gaan. Enige plek, as jy na Namibië toe wil gaan met kinders by jou, jy moet dit hê. 'n Anne Bridge onverkorte geboorte sertifikaat. Vir my is dit so hartseer dat ons gaan neem 'n sertifikaat uit om te sê ek vat my kind saam en ek gaan wys vir my kind hierdie land of ons gaan hier vakansie of ons hier op toer. Maar dan kom ouers en dan laai hulle kinders af. Hulle laai kinders af by die skool of by die kerk.
En ons weet mos nog al almal. As ek my kind te graad 1 skool toe vat en ek sê ek het jou vir 7 jaar hierdie kind grootgemaak, ek laai jou af by die skool, nou is dit die onderwyser se probleem. Hulle moet sorg dat jy deur matriek kom. Dis die resep vir 'n verskriklike mislukking. Want 'n pa en 'n ma wat nou nie gaan belangstel in wat het jy geleer vandag by die skool, wat het julle gedoen, hoe het julle gedoen nie. En wat nie die kind gaan ondersteun op hierdie pad 12 jaar deur die skool nie. Daai kind gaan dit nie maak nie. En daarom het pa en ma na skool vra, wat se huiswerk het julle gekry? Hoe gaan dit? Wat help julle? En hulle help bietjie waar hulle sukkel. En dieselfde gebeur by die kerk. Daar's soveel mense wat Sondagoggende, terwyl die diens aan die gang is, dit gaan nou gebeur, waarskynlik weer, iemand kinders aflaai hier buite. En dan sê, gaan Sondag skool toe. Daarmee leer ons kinders mos, want navolgers, Paulus sê, volg my. En ek volg my pa en ma, want dis my eerste voorbeeld. En my pa en ma wys vir my, kerk is vir kinders. Groot mense hoef nie kerk toe kom, en groot mense is moeg op Sondag. Kerk is vir kinders. En dan laai hulle af. En die vraag is, wat daarvan as die kinders terugkom, wat leer ons hulle? Toe het ek gedink vanoggend in hierdie diens, om vir julle net 'n bietjie iets te wys. Ons gemeente het 'n reeks wat ons gebruik vir ons Sondagskool, die Odos reeks. En in graad 1, nee, kyk 'n bietjie. En toe werk ek al die boeke deur, hier lê hulle voor hierdie week. En in graad 1 leer die kinders die jaar die bekendste Bybelverhale. Jette, en toe dink ek wens ons het nou weer 'n kind te graad 1 gehad. Want dan sal ek vir Boetie of Sissie sê, hoor jy elke week, wat 'n Bybelverhaal doen julle die week? Is dit nou Noag in die ark soos daar, of wie is dit? En dan leer ons saam met ons kind weer al die Bybelverhale. En ons maak seker ons kind ken dit. En Sondag as die kind weer by die Sondagskool kom, dan kan sy vir juffrou sê of meneer sê, ek weet presies. Ons huis het hierdie week hierdie verhaal gedoen. Miskien het ons 'n kind in graad 2. En in graad 2, na die Bybelverhale, leer hulle Jesus se lewe op aarde. Hulle haal al die belangrikste elemente toe Jesus hier op aarde was, haal hulle uit. En hoe lekker om dit saam met jou kind deur te gaan. En te leer, wat het Jesus op aarde gedoen. In graad 3 leer hulle die gelykenisse, al die stories wat Jesus vertel het. Soos die parel in die grond en die verlore seun, al hierdie gelykenisse. En dan skerp het ons self weer op en ons ken al die gelykenisse. En daarom wil ek elke pa en ma wat 'n graad 3 kind het sê, vat dit en sê vir jaar gaan ons die gelykenisse doen. En ons gebruik sommer hierdie boek saam met ons huisgodsdiens elke week. En ons kuier daaroor. In graad 4 is die kinders nou al groot, by die laerskool kry hulle dan al huiswerk. En daarom kry ons 'n stukkie huiswerk in graad 4 om te sê, wat is jou opdrag? Wat moet jy vir die Here doen? En dan begin ons kinders leer, want klein kindertjies kan nie doen nie, hulle kry net. Hulle is selfsugtig, hulle wil net hê by pappa en mamma. Maar in graad 4 moet 'n kind begin leer. Jy kan nie net altyd kry nie. Jy moet doen. Wat doen jy vir die Here? In graad 5 leer ons van die priesters en die profete en die rigters en die konings. Ek het op 'n stadium gevra vir die katekisant as hulle in die klas inkom die eerste Sondag, kom ons skryf vir 'n toetsie. En dan sê ek vir hulle, skryf vir my 3 rigters se name, skryf vir my 3 konings se name, skryf vir my 3 profete se name, dan sit vir hulle net so en kyk. Ek het hulle het eet idee waarvan praat ek nou nie. Want ons ken nie die woord nie. En dis die swaard van die evangelie. Hoe gaan ons ooit in die lewe staande bly? Ons nie die teoloog te wees nie, maar ons leer by al hierdie konings en profete. In graad 6 leer hulle die boeke van die Ou Testament. En wat is die belangrikste daaraan? Graad 7 die boeke van die Nuwe Testament. Hoe lekker om dit saam met jou kind deur te gaan. Want wie van julle ken nog al die boeke uit die Bybel uit jou kop uit, soos ons het geleer het, van Genesis tot Maleagi en van Matteus tot Openbaring. En dis lekker om dit te ken. En jy leer dit. In graad 8 het hulle die fantastiese boek wat hulle gebruik, wat Stefan Joubert geskryf het, oor wysheid. Hoe leer jy by die Here? En hoe tree jy op met die wysheid wat die Here vir jou gee? Graad 9 se boek het Stefan Joubert ook geskryf, en ek dink, as ons 'n kind in graad 9 het, was dit ons dagboek vir die jaar gewees in die huis. Ons volg Jesus in Markus. En dan vir die hele jaar loop jy saam met Jesus, soos Markus hom leer. Graad 10 het so 'n ander boek wat eintlik 'n gesin kan op 'n next level, soos hulle dit noem, op 'n hoër vlak plaas, 'n Bybeldagboek. En hy kan letterlik sê, saam met ons kinders gebruik ons hierdie dagboek hierdie jaar, as ons in graad 10 is. En dan in graad 11 kom hulle by Dominee Pieter,
by die jaar van afronding en hulle kamp lekker en die EE3 besoek hulle en die einde van die jaar lê hulle belydenis af en volgende jaar se jeugleiers kom uit daai groep uit wat volgende jaar by die Epics vir hulle moet voorvat. Ek lees so 'n mooi stukkie, iemand sê, as kinders leef met kritiek, leer hulle om te veroordeel. As kinders leef met vyhandigheid, leer hulle om te beklei. As kinders leef met vrees, leer hulle om bang te wees. As kinders leef met bespotting, leer hulle om skaam te wees. As kinders leef met vernedering, dis nakkie shame, leer hulle om skuldig te voel. Al die negatiewe goed van volg, voorbeeld, maar die negatiewe. As kinders leef met aanmoediging, leer hulle selfversekerheid. As kinders leef met verdraagsaamheid, leer hulle om geduldig te wees. As kinders leef met waardering, leer hulle om ander te waardeer. As kinders leef met aanvaarding, leer hulle om lief te hê. As kinders leef met goedkeuring, leer hulle om van hulle self te hou. As kinders leef met erkenning, leer hulle dit goed is om doelwitte te hê. As kinders leef met mededeelsaamheid, leer hulle om vrygewig te wees. Alles is nie uit myne nie. As kinders leef met eerlikheid, leer hulle waarheidsliefde. As kinders leef met vreugde, leer hulle lag is die beste medisyne. As kinders leef met genade, leer hulle om skuld te bely en te vergewe. As kinders lewe met sekuriteit, leer hulle om geloof in hulle self en ander te hê. En as kinders leef met vriendelikheid, leer hulle dat die wêreld 'n lekker plek is om in te lewe. Wat leer jou kinders by jou? Leefstyl, waardes, houdings. Ons kamp in die Karoo Wildtuin, ekskuus vir 'n negatiewe storie. Een aand slaap ons oor in 'n park. En op 'n stadium, die mense het gaan wildry en kom terug. En uit die karavaan uit hoor ons hier langs aan, hoe vloek daai twee manne. Die see kan hulle nie afwas nie. En ons sit die aand by die vuur en die twee seun van die seentjie speel daar, en die een seentjie vloek die ander seentjie. En hier vlieg die pa uit. En hy sê, as ek jou weer hoor vloek, dan trek ek jou velle af. Toe dink ek, die hele middag vloek julle. En nou vloek hy. Want hy gaan vloek, want hy by sy pa en ma geleer vloek. Volg my voorbeeld. Kinders van die Here, Paulus sê, nie omdat ek volmaak is nie, maar omdat ek vir Christus volg, kan ek vir julle sê, volg my. Elke mens moet dit kan sê. As julle vanoggend my vra, wat moet ek doen om dit te kan sê? Vir almal van julle sê ek, volg vir my. Nie dat ek goed is nie, maar ek volg vir Jesus, ek weet dit. Kan jy dit vir jou kinders, vir jou familie, almal sê? Baie keer dan soos daai pa ook het gesê, maak soos ek sê, nie soos ek maak nie. En ons weet, dis verkeerd. Jy kan nie sê, maak soos ek sê, nie soos ek maak nie. Kinders volg nie woorde nie, kinders volg dade. Mense volg dade. 'n Ou sendeling het 'n jong sendeling gevat op 'n sendingreis. En hulle het die hele dag met mense gepraat. En toe vra die jong sendeling vir hom, oom, nou wanneer gaan ons nou begin preek vir hulle? Toe sê hy, ons preek al van vanmôre af. En as dit nodig is, gaan ons dalk nog 'n paar woorde ook gebruik. En toe leer hy. Eintlik leer mense deur voorbeeld, eerder as deur woorde. Ons sê, maak soos ek maak, want ek volg Jesus en wil soos hy maak. Paulus sê, volg my voorbeeld, want hy het 'n ander paspoort. Hy het 'n paspoort wat hom vrye toegang gee tot die Vaderland, waar hy in ewigheid by die Here gaan bly. Ons is burgers van die koninkryk. Ons geestelike paspoort wys dat ons burgers is van God se koninkryk, en so lewe ons. Ons lewe anders. En mense moet dit kan sien in ons, dat ons anders lewe. En om dit reg te kry, leer ons by mekaar. Geen mens is nog ooit gebore wat op sy eie in die pad loop nie. Ons leer by mekaar. En daarom wat hy in Filippense 3 vers 17 sê, wees my navolgers, broers en susters. Leer by my. Ek het by die Here dit geleer. Ek wil dit vir julle leer. En behalwe dat ons by mekaar leer, ons kom by mekaar. En dis hoekom kerk toe gaan. En by einkomste verskriklik belangrik is vir 'n kind van die Here. En hy sê, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. En dis die sin daarvan, as jy in die oggend hier instel, en dan kyk jy om jou en dan sien jy, daai is ook Christene, daai is ook Christene. Ek het nie geweet, daar is in ons gemeente nie. Dis oulike mense daar en so. En ons leer by mekaar. En môre oor môre loop ek jou eers raak, en dan leer ek by jou, en jy leer by my. En so versterk ons mekaar, as burgers
van die nuwe koninkryk. Dis so belangrik. En op hierdie pad is ons oop nie. Ons is nooit klaar nie, ons is altyd oop. Ons gemeente se groot opdrag jare terug wat ons gesien het, ons gesê ons gaan 'n versie in die Bybel kies wat ons wil gebruik as gemeente, en toe kies ons hierdie versie, Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Die Heilige Gees sal julle lei en julle sal my getuies wees. Julle gaan vir ander sê, julle kan my volg. Interessant, ek het die versie oor en oor gelees gister en vanoggend vroeg, toe ek wakker word, toe sê ek vir Elsbie, ek droom nou, ek weet nie hoe lank mens droom nie, maar ek droom nou vandag, die Heilige Gees maak my wakker, en die Heilige Gees sê vir my dit, en die Heilige Gees het vir jou gesê, jy moet volgende die geyser gaan aansit, en, dus droom ek net Heilige Gees, en hy sê vir ons, julle sal my getuies wees, daar waar julle kan gaan, daar moet julle wys, daar moet julle praat, daar moet julle voorbeeld stel vir die wêreld, hulle het julle so nodig. Navolgers van Christus, dis wie ons is. En ons het 'n paspoort, 'n geestelike paspoort, burgers van die koninkryk. En ons dra ons onverkorte paspoort by ons as ons kinders het om te sê, ek sal my kinders help, tree vir tree, dag vir dag. Vanoggend se Sondagskool ook, elke dag. Vra die kinders by die huis, wat het julle geleer vandag? En onthou, die kinders gaan nie binne 30 minute uitkom nie. Ons Sondagskool gaan nooit meer korter as 30 minute wees vir die werk wat ons wil doen nie. En gee hulle die kans, en as hulle uitkom, vra wat het julle gedoen, en leer bietjie saam met hulle, en praat met hulle. Baie dankie, mag die Here julle seën as gemeente, om mense te wees wat ander kan volg. Dankie Here dat U vir ons goed is. Dankie dat U seën op ons rus elke dag, en dat U ons wil gebruik. Here, dan sal soos Paulus sê, ons het nog nie naaste by alles bereik wat ons moet bereik, geestelik nie. Maar ons volg U, en daarom kan ander ook volg. Al sien hulle net ook ons foute raak in hierdie volgpad, en dan kan hulle self probeer om nog beter ook U te volg. Help ons om 'n gemeente te wees wat navolgers is van U Jesus Christus. En almal, dat elkeen vanmôre 'n hemelse paspoort het. Bid dit net in die naam alleen. Amen.